Hallo julle, ons is weer by Merendal hier. Agter ons is lê Durbanville, sommer die Durbanville, ek dis mos nou Grand Plek daai kant daarbo. So ons het gou hier kom kuier by Merendal. Dit is 'n pragtige dag hier in die winter. En nou wil ek 'n bietjie tyd met julle spandeer oor dit ding wat baie swaar op my hart lê. As ek weer net 'n gedeelte wil aanhaal uit Psalm 5 het. Verlede week ook gepraat op Psalm 5. Wonderlik dat ons die Here soek reg vroeg in die oggende. Ja, dan ervaar ons sy beskerming so aan die einde van daai Psalm, maar hier is 'n of twee tekste wat ek baie graag sou wil uitlig as ons 'n bietjie aangaan met die gedagte uit Psalm 5 uit. Hoe dat ons met die Here kontak maak, hoe gesels met die Here en hoe ons dan natuurlik ook met mense rondom ons kan gesels en die evangelie kan uitdra en die mooi boodskap wat die Here in ons harte kom plaas, nê. Ons lees daar in Psalm 5 die volgende. Vanaf vers 3 sê, gee tog aandag aan my hulpgeroep, soos wat hy na bid vroeg in die oggend, nee. My koning, my God, want tot u bid ek. En dan natuurlik verder, dan in vers 5, lees ons die volgende, ook deel van die Psalm, wat ek graag wil uitlig as 'n voorwaarde, wanneer ons met God praat. Hy sê, is nie 'n God wat onreg verdra nie, die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskie moordenaars en bedrieërs. Dan so gebed van homself, hy sê, maar mag ek deur u groot liefde in die huis ingaan. En let wel op hierdie woorde, en u heilige tempel buig met eerbied, wat aan u sê hy so verskuldig is. Een van die dinge wat die Here dikwels vir my kom help ondersoek in my hart, wanneer ek tot hom nader vir gebed, is dikwels hierdie vertoonblad gedeelte wanneer ons na hom toe gaan. Ons noem dit baie keer die vertoning wat ons vooraf hou, maar agter hierdie vertoning is ons nou verskeie agenda. So jy het 'n baie mooi prentjie wat jy wys, maar die diep in jou hart weet jy dat my motiewe is nie reg wanneer ek tot die Here nader nie. Dit gaan meer oor selfsug, oor myself. En hierdie gedeelte sê, ons het 'n God wat onreg nie verdra nie. Die vertoonblad, of die voorste gedeelte, die voorhof, is nie waarna hy belang stel nie. Hy stel belang in die dieptes van jou hart, wat gaan oor opregtheid en eerlikheid en heiligheid, as hy praat van die heilige tempel hier. Die rede om graag hierdie teks aan julle wil voorhou is die gevaar van die bedrieglikheid van ons harte. Ons kom partykeer ons vra vir die Here vir goed. Wat die Here moet doen met mense rondom ons, wat die Here moet doen vir ons, ensovoorts. In die tussentyd, as ek my hart ondersoek, dan kom ek agter, ek is nie eintlik opreg nie. Dit gaan net oor myself, en my belang is nie by God nie. Wanneer Dawid dan nou kom, en hier in Psalm 5, is die gedagte, Here, help my om eers by myself te begin, wanneer ek tot u nader en met u praat, dat my hart reg sal wees, my motiewe reg sal wees. En daardie gee ons eer aan die Here, dat het gaan oor hom, en wat vir hom belangrik is. Wanneer ons met mense werk rondom ons, is dra die wonderlike evangelie van liefde uit aan hulle. Want ons so versigtig wees, hoekom ons mense vertel van Jesus. Wat is my motief? Waarom doen ek dit? Dit lyk vir my, as dit nie kom uit 'n ervaring van heiligheid, afsondering vir die Here nie, en waar hy die belangrikste is nie, dan het ek 'n verskillende agenda, dan sal die Here dit ons nou nie sien nie. En nou kom ek by een van die moeilikste dinge wat ons moet doen, is om te sê, Here, help ons, dat ons motiewe rein sal wees. Nie gebore uit vrees uit nie,
uit selfsug wat ek wil hê nie, maar Here, U kry al die eer, laat U wil geskied. Dis daai kosbare manier hoe Jesus vir ons kom leer het in die ons Vader gebed, hoe ons tot die Here nader. Daarna vra ek die Here in my hart, ek sal begin by my vandag. My hart sal ondersoek wanneer ek met mense werk. Want ek liefde teenoor mense betoon dat daar nie verskeie agendas nie. Dat daar nie so voorblad vertoning sal wees nie, maar dat my hart oop sal wees. God sal verheerlik wanneer ek sê, Here, kom help asseblief vandag vir my, dat ek 'n getuie vir U sal wees. Let wel, getuie vir U, dat mense nie sien hoe wonderlike mense is ek nie, maar al die eer behoort aan die Here. Kom ons bid net saam. Here, ons aanbid U om hierdie dag en vra om genade dat U vir ons kom leer om in die eerlikheid van ons harte, eerlikheid van ons woorde, oordenking van ons hart en die woorde van ons gedagtes, dat dit rein sal wees voor die aangesig waarin U verheerlik word. Vergeef ons waar ons dikwels, Here, so onoordeelkundig, nie mooi ons harte ondersoek wanneer ons met mense gesels oor U, wanneer ons mense vermaan nie, wanneer ons mense onderrig gee, wanneer ons 'n mentor moet wees, dat ons harte sal ondersoek en sê, help ons dat dit sal wees, dat dit gaan oor U. Ons wil ervaar asof ons in die heilige tempel is, die plek wat aan U behoort, ons lewens wat aan U behoort, en dat ons opreg sal wandel voor die aangesig, sodat ons opreg kan wandel ook voor die mense rondom ons. Asseblief, Here, help ons om 'n reguit pad te stap, 'n pad waarin U verheerlik word, en dat ons agendas op die agtergrond geplaas sal word, dat ons agendas rein sal wees, voordat ons na vore bring en die vra om genade. En so behoort die eer aan U, ons aanbid en ere Here. Amen. Onthou hierdie psalm skryf deur dieselfde Dawid, wat in ontug met Batseba gelewe het. In daai tyd toe hy natuurlik praat met sy vader, en hy lewe met Batseba, was daar nie antwoorde gewees nie. Wat hy gedoen het was dwaas gewees met Uria, wat ook vermoor is in die proses van die planne wat hy gehad het. Totdat Nathan by hom gekom het, hy verander sy hart. Maar lees dit maar gerus aan Psalm 51. En waar hy homself heeltemal voor die Here gestel het. En sê, Here, ek is die probleem. En hy maak sy hart reg, sodat sy agenda weer reg kon wees. Stap, reguit pad met die Here, is die opdrag miskien rondom hierdie gedeelte. Al die eer behoort aan die Here, nee. Mag die Here vir julle seën, mag hy vir julle onderneem, mag ons rein wandel voor die Here, mag hy ons die voorreg gee en weer volgende Vrydag weer by mekaar te kan kom. En die opdrag is, kom ons wees lief vir die Here, want hy het ons kon leer, hy het ons eerste lief gehad, om liefde te kan betoon ook. Al die eer behoort aan hom. Totsiens, tot volgende week.